Geen spesiale status meer nie. Almal moet deur dieselfde geloof gered word. Jy moet baie belangrik, baie goed onthou, gaan lees Hebreërs 4. Hy sê hierdie evangelie, die Christus evangelie, is aan die Israeliete gepreek en gegee, net soos wat dit aan ons gegee is. Maar die evangelie het hulle nie gebaat nie, want hulle het dit nie met geloof vereenselwig nie. Hulle het nie geloof daarbey toegepas nie. Nou ons het gesien dat die skrif sê, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en hulle ongeloof, het God hulle afgeskeer, hy het die koninkryk weggevat van hulle af. En nou sien ons ook dat in die Nuwe Testament praat Paulus daarvan dat 'n bruid, onthou hulle wat die bruid was, die vrou van God was. Hy sê dat hierdie ooreenkoms kan net deur die afsterf van die bruidegom tot niet verklaar word. Met ander woorde, jy in jou huwelik, die oomblik wat jy met jou vrou getroud is, die oomblik wat jy na 'n ander vrou kyk of jy 'n ander vrou vat, dan pleeg jy egbreek. Dieselfde met God, as God 2 bruide het, is hy besig met egbreek. En God kom en sy eie woord word geëer, en hy sterf in Christus Jesus, sterf hy af, en hy sterf daai verbond, daai ooreenkoms wat hy met Israel gehad het, sterf hy af, deur sy dood, en toe hy opstaan, toe word uit sy syheid 'n nuwe geestelike bruid gebore, die Ekklesia, die nuwe Jerusalem, Sion, die seuns van God. Kyk wat sê Romeine 8 vers 20, en ek wil hê jy moet Romeine 11, jy moet die boek Romeine baie mooi gaan lees. Lees hom in die nuwe lewende vertaling, sodat jy goed kan verstaan. Hy sê daar, hulle is afgebreek oor hulle ongeloof. Hy sê, maar jy, wat gelowige, jy staan in geloof. Paulus sê, hulle is afgesny. Hulle is nie tydelik afgesny nie. Hulle is afgesny. God is regverdig, hy sê rassisties nie, hulle ongeloof het hulle afgesny. Hy sê daar, dat God kan hulle weer inent. Hy sê nie, hy het hulle weer ingeënt. Hy kan. Met ander woorde, moenie jy roem nie, want God kan hulle weer inent. Nie, hy het nie. Met ander woorde, die heiden wat nou tot geloof gekom het, hy is die Israel van God. Dat is baie belangrik, Galasiërs 3 vers 28, daar is nie meer Jood nie, daar is nie meer Griek nie, as julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham. Ons moet net die Bybel lees vir 'n slag. Ons moet net so 'n bietjie die skrifte gaan lees, bietjie van die telefoon af wegbly, en gaan kyk wie ons is in Christus. 1 Petrus 2 vers 19, hier kom Petrus nou self, en hy praat met die Christene, en hy gebruik die spesifieke gedeelte wat God met Israel gepraat het in Eksodus 19, kom hy na al die gelowiges toe, hy sê, as jy nou in Christus, julle ouens wat glo, hier kom hy en hy sê, julle is nou die uitverkore volk van God, julle is nou die koninklike priesterdom, julle wat vroeër geen volk was nie, is nou die volk van God. Ek het maar 'n bietjie gaan krap, en ek is al klaar amper 'n uur besig. Petrus gebruik die Oud-testamentiese Israel terme vir die kerk van vandag. Dit wys duidelik dat die nuwe verbondsgemeente, die Nuwe Testament gemeente, nou God se volk is. Filippense 3, vers 3 tot 5. Ons is die besnydenis, ons wat God dien in die gees. Met ander woorde, ons word aan die hart besny, nie aan die vlees fisies nie. Ons is in die hart besny, ons het 'n besnydenis van die hart gekry. Paulus, wat 'n Jood was, sê, dit is nou, dit is waardeloos om sonder Christus te gaan. Hy maak dit duidelik, Christus het die verbond oorgeneem, en hy het dit vervolmaak. Baie belangrik, baie van ons lees Israel se storie asof dit nog oop is. Maar die Bybel lees dit as 'n voltooide verhaal in Christus. Is so duidelik. Ek meen, daar's niks wat jy kan miskyk rondom dit nie. Israel was die draer van die belofte. Christus is die vervulling daarvan. Hy is die nuwe Jakob.
Hy is die ware Israel. En net die wat in hom is nou God se volk. Paulus was 'n Jood, maar hy moes self ook besef dat sy afkoms het geen waarde nie. Dis van geen waarde waarvan af hy kom nie. Sy geloof in Christus Jesus beteken vir hom alles. Luister nou baie mooi. Israel se verwerping was nie God se plan B nie. Dit was die pad na die ware Israel, die kerk van die Here Jesus Christus, die Eklesia. So ek wil jou baie mooi vra. Ek wil jou baie mooi vra. Moenie jou geboortereg weggee nie. Moenie jou goed vat en dit vir 'n volk daar in die Midde-Ooste gaan gee wat nie eens Jesus Christus erken as hulle saligmaker nie. As jy Jesus Christus erken het, as jy hom in jou hart aangeneem het, dan is jy die kind van God, jy is die Israel van God. En al die beloftes wat in die Ou Testament gemaak is rondom Israel is beloftes wat nou na jou toe kom. En as daar vandag iemand is wat hierso sit en jy kyk vir my in hierdie video, ek het net vlugtig gaan raak in al hierdie goed, ek het nie eens baie diep ingegaan nie. Maar as daar vandag iemand is wat na hierdie video kyk en jy het nog nooit by die kruis gekniel nie, jy het nog nooit Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker, dan wil ek jou vandag 'n geleentheid gee. Daar waar jy sit, sê net, Here Jesus, kom in my hart in. Heilige Gees, kom bly in my hart. Ek wil ook 'n kind van God word. Ek wil ook die voordeel hê wat U vir die Christene gegee het. Vergewe my sonde. Sê, Here, vergewe my. Maak my nuut, was my met U kosbare bloed. En dan staan jy op en sê, dankie Here dat ek nou U kind is.